het, ek dink naby aan 400 tieners van reg oor die streek wat as belydenisklasse vandag vanuit hulle gemeentes uit saam met hulle predikante en gemeentewerkers en mentors kom omdat die belydenis van Sia hierdie jaar 1700 jaar oud is. Ons is super opgewonde want ons het hele spul, ek dink is omtrent meer as 300 jong mense hierso wat almal besig is om te praat oor wat ons glo en wat ons bely. Hulle is in belydenisklasse, hulle dink daaroor elke week, praat daaroor. Dit is my mooi om te sien hoe klomp kerke saamkom in hierdie geleentheid het saam te kom vier en saam te kom leer, want ek dink baie van die tieners is net soos, wat is dit? As ons straks dink, of jy vra vir iemand, jy weet jy wat die apostoliese geloofsbelijdenis is. En ek dink vir baie van ons jonger gemeentelede is dit baie keer iets vreemd, iets niets totdat hulle met belydenis begin en besef, maar hierdie ding wat hulle baie keer in die kerk op sê of wat ook al, dit het 'n naam, dit het 'n geskiedenis, dit het 'n tradisie agter dit. En om nou te hoor maar daar's nog belydenisskrifte, kan dalk jy weet iets in hulle wakker maak van Christendom is half it's a living religion. Nou is hulle hier ook om dit so bietjie te beliggaam, om dit bietjie te doen met hulle lywe, om te stap van 'n kerk na die teologiefakulteit, na verskillende plekke hierso en te sê, wat glo ons? Wat glo ons as kerk en hoe maak dit saak in die wêreld elke dag? En om ook 'n bietjie hulle verbeelding aan te gryp. Hulle begin nou so amper klaarmaak met skool en hulle moet nou 'n bietjie begin dink, wat wil ek doen in die wêreld en hoe beliggaam ek my geloof? Hoe leef ek my geloof uit eendag in die wêreld daar buite met wat ek doen elke dag? En ook om sommer net ander jong mense van ander kerke te ontmoet en te sê, wat is dit ook wat ons as kerk saambind, wat ons saam glo? Mens kan so baie keer stry oor alles waaroor ons verskil, maar wat bind ons saam en hoe kan ons saam ook ons geloof uitleef in die wêreld elke dag? Die belydenisspanne van Sia. Die belydenis van Sia. Oom, kan ek 'n chommie kry? Ek dink dit is ontsettend belangrik dat ons jong mense vandag moet weet dat God en waarlik mens is. Daar word gesê dat in 'n mens se gebedslewe en jou verhouding met God is ons godsbeeld een van die belangrikste goed wat 'n struikelblok in jou verhouding met God kan wees, al dan nie. In ons generasie is daar baie mense wat nie glo nie en hulle sal naweke verkeerde goed doen. En om net te sien ons actually baie jong mense wat wil kom en wat wil met Jesus wees, is 'n baie goeie oomblik en soos jy voel net in jou hart, soos wow, it is amazing om so baie mense te sien. Ek is actually so geskok hoe baie kinders in die Weskaap so baie Christen is en dit voel as ek hier is, ek voel veilig, my hart voel tuiste om ek kan 'n storie deel en ek weet hulle sal presies weet en dieselfde voel en verstaan, so ek hoef nie embarrassed te voel nie. Ek is super opgewonde. Ek moet sê toe ek die eerste keer gehoor het van wat kom en dat die 200 kinders gaan wees, het ek gedink dis nie moontlik nie. Ek hoor hier is ongeveer 400. Dit is absoluut fantasties. Ek dink die vraag oor wie Jesus is 'n vraag wat ons almal moet antwoord, elke generasie. En elke generasie glo so 'n bietjie dat hulle is al meer spesiaal as die ander generasie, want ons konteks is nou baie anders. En tog is dit so 'n universele, oorkulture, tydlose vraag wat die evangelie in ons midde kom plaas. Wie sê jy is ek? Wie sê jy is Christus? En die manier hoe Sia daaroor praat, in die ons taal, in die taal van die drie-eenheid, in die taal van simboliek, van aanbidding, en ons eintlik op 'n manier uit ons koppe uitkry, en ons in ons geloofsreis saam met ander, in aanbidding en in geloof, en hoe hy voel vir my soos 'n leidraad, en dit is iets daarvan wat ons vandag ook wil probeer vasvang. Dis nie 'n intellektuele, teoretiese dag met 'n klomp kopkennis nie. Dis 'n ervaring, dis 'n belewenis, dis blootstelling, dit is 'n mengsel van 'n klomp goeters. En ons hoop dat ergens maak dit sommer net daai vraag opnuut vir almal lekker los.